Baie dankie musiekspan vir julle pragtige begeleiding. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, soos ons gesing het ook nou, kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, Here, ons nooi ook in ons harte in. Here, dat U ook vir ons die woord sal oopbreek, dat ons verstaanbaar sal maak, Here, dat ons met ons oë, ons ore, ons hart, ons verstand, ons hele mens wees, Here, sal hoor wat U vandag vir ons wil sê, en dat ons deur die Gees geïnspireer sal word, Here, om dit ook te gaan uitleef. Hier in ons gemeenskap, daar by ons tuistes, daar by die skool, waar ons onsself ook al mag bevind, Here, dat ons daar sal volg in die voetspore. En Here, dat ons dit so sal doen, dat U verheerlik sal word. Dat ander ook U sal leer ken as die Skepper Gees, as die lewendmakende Gees. Here, U wat ons verlosser is, ons Here is. En daarom, Here, kom ons vandag ook in diepe afhanklikheid hier by mekaar. Here, vra ons, kom werk in ons en spreek met ons. Mag U woord vir ons juis daardie lig bring, ook in duister tye. Amen. So ek het so, hoe kan ek sê, so emergency sak in my kar. Daarin is klomp goeders. Daar so byl en 'n grafietjie en vierhoutjies en 'n medikit wat daarin is en 'n hoed vir die son en sonbrandroom en goeders, want ek het klein kinders moet altyd sonbrandroom hê en als. En daar's 'n lekker paar verkykers daar binne-in. En vanoggend toe ek by die kerk stop, wil ek my verkykers uithaal. Uit hierdie sak wat altyd in my bakkie is. En my verkykers is nie daar binne nie. So as ek so wys, weet ek bedoel verkykers. OK. So julle almal weet wat hierdie is. Nee. Verkykers. En ons gebruik verkykers om na iets wat ver is te sien, nee, om dit in fokus te bring. Eintlik kan ons ver kyk, maar as ons deur verkykers kyk, help dit ons om nader aan daardie objek of onderwerp te kyk of dit waarna toe ons kyk en om dit vir ons in fokus te bring. En dis eintlik wat ons vandag so 'n bietjie gaan doen. In die teksgedeeltes wat ons gaan lees, daar's 3 perikope, in die 83 vertaling en 2020 vertaling is dit eintlik 1 perikoop. Maar ons gaan as te ware 'n verkyker in ons hand kry vandag, wat Jesus vir ons kom gee, wanneer ons hierdie teksgedeeltes gaan lees. En eintlik gaan ons vandag vir mekaar vra, maar waar is jou fokus? Ek het nou nie 'n klikker hierso vir my PowerPoint nie. As julle vir ons so lank maar kan opsit daarso, dan kan julle sien waaroor ons vandag so 'n bietjie gaan praat, maar ons gaan praat oor waar is jou fokus? Wat is jou fokus? Dit is wat Jesus vir ons in hierdie 3 perikope vir ons wil kom gee. Soos julle weet, ons is besig met die bergpredikasie. Ons sit daar aan die voete van Jesus en ons leer by hom. En vandag wil hy juis vir ons wys hoe dit is of veronderstel is vir 'n ware Christen om werklik waar ons geloof uit te kan leef. En hy gaan dit vir ons vandag doen aan die hand van 3 fokusse basies wat ek vir ons wil gee. So ons gaan met hierdie verkyker as te ware kyk na hierdie 3 fokusareas wat die Here vir ons gee. So as jy jou Bybel hierso het, kan jy saam blaai daarna Matteus 6 vanaf vers 19 tot 24. Dit gaan die 3 perikope wees wat ons gaan lees. Die eerste opskrif is skatte in die hemel, en dan is die tweede ene die lig van die liggaam en God en Mammon. Kom ons lees saam daar vanaf vers 19. Baie dankie. Sê moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie kan verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dan gaan hy aan en sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, en dit klink so snaaks, en as die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie?
Maar hy gaan aan en dan sê hy, niemand kan vir twee baase te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër ag, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Tot sover ons skriflesing vanmôre. So, kom ek vra gou vir jou so. Veronderstel daar's nou 'n ramp wat gaan plaasvind. En hulle sê vir jou, jy kan net die nodigste of noodsaaklikste, die belangrikste dinge wat jy het, kan jy met jou saamvat. Jy kan nie jou TV saamvat nie, want daar's nie plek nie, jy het nie 'n voertuig nie, jy moet nou wegvlug, as jy nou uit Witrifuur uit hardloop nie, gaan die ramp jou tref, zombies, wat ook al dit mag wees, jy gaan dood wees. Wat sal die noodsaaklikste ding wees wat jy vat? Die belangrikste ding wees wat jy vat? Wat sal die ding wees wat jy kan nie sê jou kinders nie, jy moet jou kinders vat, of jy moet jou man vat, of jou vrou. Jammer vir julle. André sê hy sal sy Bybel vat. Maar dink gou so daaraan. Wat is vir jou die belangrikste? Wat is die ding wat jy sal vat? Wat is die ding wat jy sal los? Want almal van ons het iets wat ons waardeer, nê? Wat ons oortuig, hier is absoluut noodsaaklik vir ons voortbestaan, hier is absoluut noodsaaklik vir ons oorlewing, vir ons geluk, vir ons vervulling. Vir sommige persone is dit geld, dis besittings, dis rykdom, skatte, noem dit maar op, materiële dinge. Vir ander mense is dalk hulle reputasie, is dalk hulle status wat hulle het, in die samelewing, aansien wat hulle het. Vir ander mense is dalk hulle voorkoms, of dalk hulle intellek wat hulle het, dis dalk hulle opvoeding, is dalk hulle familie, lys gaan aan. Maar vir Christen gelowiges is dinge anders, nê? Ons is veronderstel om ten minste vir ons anders te wees. Want die Christen leef in hierdie wêreld, maar ons versier, ons fokus is op die dinge daarbo. Wat Paulus so mooi skryf daar in Kolossense 3 vers 1 tot 2. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar aan die regterhand van God sit. Jesus is bo, hy regeer, hy sit aan die regterhand van God die Vader, hy is die koning, hy regeer. Dis waar ons fokus moet wees op Jesus wat regeer, hy wat die koning is, nee, hemel en op aarde. Gaan aan, as hy rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Sluit so mooi aan by vandag se teks. Maar hier in Matteus 6, vers 19 tot 24, handel Jesus eintlik, so praat hy 'n bietjie oor die onderwerp van ons prioriteite. Ons fokus, dit wat vir ons belangrik is, dit wat ons nastreef, of die Engelse woord is treasure, dit wat ons treasure in die lewe. En hy doen dit deur vir ons te sê, hy fokus op die hart, op die siel en die wil. Dit is wat hy besig is om aan te spreek in hierdie 3 teksgedeeltes wat ons gelees het. So ons Here wil hê, ons moet die regte skat hê, ons moet die regte toewyding hê, en ons moet die regte meester moet ons dien. En dis wat ons vandag so 'n bietjie oor gaan praat. So ek het die eerste perikoop opgesom en gesê, fokus op die hart. Die lewe is basies 'n reeks besluite wat ons maak, nê. Belangrike keuses wat ons daagliks moet maak. En hierdie besluite vorm ons karakter en dit rig ons lewenslot eintlik maar om so te kan stel. Virke in die pad word ons baie meer gekonfronteer, watter pad sal ek kies, watter pad moet ek neem? En soms is die keuse skerp in vergelyking. God, duiwel, hemel, hel, reg, verkeerd, geregtigheid, ongeregtigheid, geloof, ongeloof, skatte in die hemel, skatte op die aarde. Maar die besluite wat ons neem is krities belangrik, want hulle gevolge is ewigwaardig. So Jesus, hy kom en hy sê, ek gaan vele dinge so 'n bietjie vereenvoudig, ek gaan vele dinge bietjie kom maklik maak. Hy sê daar's eintlik net 2 plekke waar jy skatte bymekaar kan maak. So hier op aarde of daar in die hemel. Dis dit. Jy die keuse. Ek het verder opgedeel en sê, wat jy waardeer of nastreef, wys wat jou skat is. So Jesus is direk tot die punt. Hy draai nie doekies om nie, hy praat reguit, hy praat die waarheid. Hy sê vir ons, moenie vir julle skatte hier op aarde bymekaar maak nie. En as jy nou na die Grieks gaan kyk, dit is in die present imperative, of in die huidige imperatiewe vorm. Met ander woorde, hier is 'n opdrag, 'n verbale opdrag, wat ons sê, maar ons moet voortdurend waaksaam wees. Ons word opgeroep tot hierdie voortdurende waaksaamheid, as ek dit so kan stel. So,
Moenie dinge van hierdie wêreld as die kosbaarste skatte prys nie. Hoekom nie? Want dit hou nie. Dit kan weggeneem word. Dit hou nie, want mot en roes kan dit verniel. Die bronteks praat van vertering. Hierdie aardse goed word verteer, letterlik. Hulle is vandag hier, môre is dit weg. Hulle het nie uithou vermoë nie. Diewe kan inbreek, dit kan vernietig. Is uiteindelik nie in staat om hierdie goeders te kan beskerm nie. Maar in ons afgodiese moderne konteks moet ons daaraan herinner word dat dit nie net aardse dinge is nie. Ons voorkoms kan vervaag, ons liggame kan versluit en noem dit maar so aan. Geld en items wat ons koester kan gesteel word of hulle waarde kan verloor word. So hierdie aardse skatte, dis verbygaande. Dis tydelike goedertjies wat net nou hierso is. Dit hou nie. Dit hou nie vir ewig nie. So wat is ons Here se raad? Wat sê hy vir ons? Hy sê koester die regte dinge. Streef na die regte dinge, die dinge wat hou, die goed wat nie weggeneem kan word van jou af nie. En as Jesus hier praat, dan is die tweede opdrag. Dis weer eens in die huidige imperatiewe tyd geskryf. So hy sê vir ons weer eens, eintlik, hoor mooi, die opdrag is dat ons niks met tydelike waarde in die plek van God wat ewig is, plaas nie. Sy maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Daar kan mot of roes of vertering of niks kan daarso gebeur met dit nie. Kan nie ingebreek word nie. So ek sê die opdrag is weer eens in die imperatief geskryf. Dit lees letterlik sorg vir jouself skatte in die hemel. Aardse skatte is nie veilig nie, maar hemelse skatte is vir ewig veilig. Nou hier in die bergpredikasie waar ons mee die afgelope paar sondae besig is, sluit die aksies wat spesifiek as akkumulasie belonings beskryf word, vervolging ter wille van Jesus, om jou vyande lief te hê, vrygewige geskenke aan die armes, vurige en opregte gebed, nederige vas. Jesus sê, dit is die dinge wat die moeite werd is om te koester. Dit is wat ons mee besig moet wees. Dis dinge wat werklike blywende waarde het. Die skatte in die hemel roes nie. Skatte in die hemel bederf nie. Skatte in die hemel kan nie gesteel word nie. Skatte in die hemel kan nie herhaal word nie. Skatte in die hemel kan nie nagemaak word nie. Skatte in die hemel kan nie deur die markneigings beïnvloed word nie. Skatte in die hemel word nie beïnvloed deur die prys van 'n liter melk of die prys van 'n liter petrol of van die huidige minimumloon nie. Sy skatte in die hemel, dis onverganklik, dis onbesmet, dis onverwelklik en hulle word vir nou al reeds vir jou in die hemel bewaar. Waar is jou skat geleë? Is dit hieronder? Of is dit daar bo by die Here? Is dit op die aarde waar dit verlore kan gaan en vernietig kan word? Of is jou skat veilig daar in die hemel? Vers 21 sê eintlik vir ons, wat jou skat is sal wys wat in jou hart is. Nou in Lukas 12 vers 16 tot 21, dan vertel Jesus die storie van die ryk jong man, wat alles eintlik gehad het. En dit sluit eintlik baie mooi by vandag se teks en is eintlik 'n nuttige kommentaar wat vir ons so 'n bietjie verduideliking verskaf vir hierdie vers 21 wat ons gelees het. Maar ons nou nie vandag tyd om daai teks te lees nie. Maar dit verbind eintlik vers 19 en vers 20 tot vers 21. Sê maak vir jouself skatte bymekaar hier op aarde. Sê dan sien nie ryk wees teenoor God of teenoor die hemel nie. Sê trouens die toestand van jou hart en wat jy werklik waardeer, dit sal duidelik word vir almal om te sien. Hoekom? Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So een van die basiese, fundamentele waarhede van die Christelike geloof is dat ons hart, wie ons eintlik is, wie ons werklik waar in die binnekant is dat dit eintlik aan God behoort, om het so te stel. So God het ons geskep. Hy het ons kom verlos, ons vrygekoop deur die kosbare bloed van sy seun Jesus Christus. Om enige iemand of enige iets liewer te hê, of enige iemand of enige iets te waardeer meer as Jesus, is niks meer as geestelike oorspel nie. Dis as te ware afgoderry van die hart
Ons skat is die ewige koninkryk in hemel. Ons skat is Jesus. En daardie skat is meer werd as enigiets wat hierdie wêreld vir jou nou kan bied. Sê dis 'n swak winskoop wat die ewige verruil vir die tydelike. Waarom sal jy dit wil doen? Waarom sal jy vir jou aardse skatte bymekaar wil maak bo hemelse skatte? Jesus sê belê alles wat jy het, alles wat jy is in die rykdom in die hemel. So hy sê ons moet aan hemelse dinge gewy wees. Sê want ons hart is die middelpunt van ons wese. En die middelpunt van alles wat ons is. Dit moet toegewy wees aan God, aan sy wil en aan sy weë. Daarom sê ons fokus jou hart op hemelse rykdom. Bid dat God jou help om sy rykdom te begeer. Soek God se rykdom in sy woord. Prioritiseer God se rykdom bo die rykdom van die wêreld. Dat die vraag is nie hoeveel jy besit nie. Die vraag is wie of wat besit jou? Wat is die fokus van jou hart? Dan gaan Jesus aan na die tweede perikoop wat ons gelees het, sê ons fokus vir ons oog. Nou baie keer kan Jesus se leringe so 'n bietjie, sy leerstelling so 'n bietjie te mekaar wees vir ons. Ons verstaan nie altyd lekker nie, ons niks verkeerd om dit te erken nie. Sommige tye is sy leerstellings doelbewus maar vaag, want dit laat ons bietjie dieper dink oor wat hy sê. En ander kere is die probleem dat die tydgaping tussen die lewe van die eerste eeu en die 21ste eeu is so wyd uit mekaar uit. Maar hoekom praat Jesus dan oor die oog? Wat probeer hy vir ons sê? Eerstens sê Jesus dat die oog die lamp van die liggaam is. Terwyl 'n lamp verskaf gewoonlik lig, nê. In antieke kultuur sou so 'n olielamp redelik baie lig kon verskaf het om vir iemand te wys op die pad waarheen hulle is. Maar in ons konteks kan ons dink aan die oog wat vir ons wys waarheen om te gaan. Want ons oog help ons om die rigting te bepaal waarna toe ons moet beweeg. As jy nie kan sien nie, gaan jy nie weet waar jy moet beweeg nie. Jy gaan jou voet stamp, nee, jy gaan val, jy gaan struikel. So voordat ons iewers heen gaan, dan sien ons met die oog waarheen ons gaan. En dan is ons mos op pad soontoe, nê. So as ons blik of ons fokus op besittings of op geld is, dan sal ons gaan vir besittings. Dan sal ons onsself rig op besittings en op geld, nê. Maar as ons fokus op die dinge van die Here is, dan sal ons gaan na die dinge van die Here toe, nê. Dan sal ons sy wil en sy woord nastreef. En onthou die verkyker, ons moet fokus op wat ons wil sien. So ons oog moet op Jesus en sy weë gerig wees. Dis waarop ons moet rig. Maar Jesus gebruik hierdie beelde van lig en duisternis om ons aandag te vestig op wat ons eintlik liefhet. En hy skryf daar reeds in Johannes 3 vers 19 tot 21. Hoor wat skryf hy? Hy sê: en so kom die skeiding, die lig het na die wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Want hulle dade was sleg en elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. So is 'n basiese beginsel van lig en duisternis. Dis duidelik. Die vraag is dan, wat het Jesus spesifiek oor hierdie twee verse geleer? Hierdie twee terme wat hy gebruik. En ek glo daar's twee waarhede wat hy vir ons graag wil leer. En die eerste een is om 'n single vision toewyding te hê. Om 'n enkel oog toewyding te kan hê. So Jesus sê vir sy disippels, die oog is die lamp van die liggaam. Dis maklik. Die oog is die bron van ons lig, soos 'n venster oopmaak, lig in die huis wil bring, so is die oog vir die liggaam. Sê daarom is dit baie belangrik dat ons 'n goeie oog het, 'n gesonde oog het. Hoekom? Want Jesus sê vir ons, as jou oog gesond is, dan sal jou hele liggaam vol lig wees. So jou hele liggaam sal gesond wees. Jou hele liggaam sal vol van die waarheid wees basies. Maar as gevolg van die konteks, dink sommige dat hierdie teks gaan oor gee en oor vrygewig wees en oor al hierdie klas van dinge. So hulle meen dat 'n goeie gesonde oog is wanneer ons vrygewig is, wanneer ons gee. En 'n bose oog is dan 'n oog wat synig is of wat gierig is en nie gee nie. Dis 'n oog wat gefokus is op aardse skatte en nie hemelse skatte nie.
Daarteenoor is 'n goeie oog, 'n gesonde oog, 'n oog wat vrygewig is. Gelees ons byvoorbeeld Spreuke 22 vers 9, dan sê die Hebreëse teks letterlik as jy dit vertaal, 'n mens met 'n goeie oog sal geseënd wees, want hy deel sy voedsel met die armes. As ons so daaraan dink, dan kan dit nogal sin maak terwyl ons nou praat van die goeie oog. Dit staan so in Hebreëus, dit staan so daar in Spreuke. Maar die meeste kommentare glo egter dat die goeie of die gesonde oog een van 'n vaste en enkele toewyding is. En wat daardeur bedoel word is dat sê die idee is nie dat jy aan 'n dubbele visie lei nie, of aan 'n dubbele hart lei of aan 'n dubbel verstand lei nie. Maar dat jy 'n enkel visie het wat gefokus is op God en nie op verskillende ander onderwerpe nie. So die gesonde oog is 'n oog wat gefokus is op God en wat gerig is op sy visie, op sy weë. 'n Oog wat nie vervaag word, wat gelyk op twee voorwerpe of onderwerpe probeer fokus nie, op sê nou maar God probeer fokus en op besittings probeer fokus nie. So moet 'n enkel visie hê, dis wanneer 'n gesonde oog gesond is. So die goeie oog is die oog wat gefestig is op God, wat onwrikbaar is op sy blik, wat konstant is in sy fokus. So die individu met 'n enkel oog op koninkrykswaardes, die individu wat gekenmerk word deur maksimum begrip van God se geopenbaarde waarheid en van sy woord. So, sy oog is op die prys van een skat, een koninkryk, een meester, en hy sal nie afgelei word deur enige iets wat hierdie wêreld aanbied nie. Dan die tweede punt, of die tweede waarheid wat ek dink Jesus probeer maak in vers 23 is wees op jou hoede teen selfbedrog. Vers 23, ongelukkig bied presies die teenoorgestelde aan as vers 22. En nou is die fokus op die slegte, die ongesonde oog. Sê daai oog is aangetrokke en kyk na al die verkeerde dinge. So wanneer gierigheid enige spoor van menslike goedheid probeer uitdwing en net kwaad oorbly, is die innerlike mens onbeskryflik boos. In die Bybelse tyd was daar gepraat vir die bose oog en die mense het sulke amulette gedra en goed en het allerlei tekens gehad om die bose oog af te weer en goed en dit. Ons praat nou nie vandag oor dit nie. Want die gierige persoon se korrupsie is volledig. Maar daar is geen plek voor God of verstrewe na sy koninkryk en sy geregtigheid nie. Jesus sê duidelik en reguit. Sê as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam vol duisternis wees. Jou hele liggaam sal sleg wees. Jou perspektief op die lewe, jou prioriteite wat werklik waar vir jou waardevol en belangrik is, sal alles omgekeer wees. Sal alles verkeerd wees. Jy sal dinge nooit sien soos wat dit werklik is nie. So Jesus praat daarvan dat ons oog gesond of sleg is. En dan weer eens, dit gaan alles daaroor om reg te sien. Wat is dit wat ons wil sien? Wat is dit wat ons wil hê? Is 'n skatte in die hemel of skatte hier op die aarde? So oor die algemeen, as ons aandag op die slegte dinge vestig, dan sal die slegte dinge oor ons pad kom. As ons aandag vestig op die dinge van die wêreld, dan sal die dinge van die wêreld oor ons pad kom. As ons aandag vestig op die dinge van die Here, of kom ek stel dit eerder so, op die Here van die dinge, sal hy op ons pad wees. So Jesus is begaan oor waar ons aandag en ons rigting instel. Want hy sê dit sal jou hele lewe raak, dit sal jou hele lewe beïnvloed. So as ons oog gesond is, sal ons vol lig wees. As ons oog sleg is, sal ons vol duisternis wees. Die geloofsfamilie, ons wil vol lig wees. Ons wil nie vol duisternis wees nie, want ons is kinders van die lig. So ons moet ons geestelike oë op die dinge van God rig en nie op die dinge van die wêreld nie. Want ons kan nie twee verskillende rigtings hê nie. Ons kan nie in twee verskillende rigtings kyk nie. Ons is nie geestelike verkleermannetjies nie. Julle weet hoe kyk 'n verkleermannetjie, nê? Die oë gaan so. Sê nee. Ons oë moet gerig wees op die Here. Ons kan nie geestelike verkleermannetjies wees nie. Ons moet ons geestelike oë in een rigting hê. En dit moet gefokus wees op God. Sê anders sal ons vol duisternis wees. Ons sal soos goddelose bedrieërs wees, eerder as ware volgelinge van Jesus. So die oog help ons om te bepaal wat hier in ons hart gebeur. So ons moet op die regte dinge fokus met ons oog, sodat ons op ons hart op die regte dinge kan fokus, wat hier binne ons aangaan.
Nou, as daar iets is wat jou weerhou om duidelik met jou geestelike oog te sien, haal dit uit. Vier dit uit jou oog uit. Want Jesus het jou lewe kom verander. Sodat jy kan fokus op hom en op sy weë. So daarom rig jou oë op die goeie, rig jou oog op God. So word ons gevul met sy lig. Dit bring ons by die laaste perikoop uit. Wat sê fokus vir ons lewe of vir ons wil? Jesus sê dat die kenmerk van sy disippels is dat hulle oë op die hemel gefokus is en nie op die aarde gevestig is nie. Hy sê die kenmerk van sy disippels is dat hulle geestelike visie enkelvoudig is, nie verspreid is en op ander dinge gefokus en verdeeld is nie. Hy sê die kenmerk van sy disippels is dat hulle die regte meester of die regte baas dien en nie die verkeerde een nie. In vers 24 verduidelik Jesus vir ons die situasie wat almal van ons in die gesig staar. Die besluit wat almal van ons daagliks moet neem. En dit is, wie gaan jy dien? Wie gaan die baas van jou lewe wees? Wie gaan regeer in jou lewe? Want hy sê, ons kan net een baas dien. So vers 24 gee vir ons hierdie onweerleerbare waarheid. En dit bly tot vandag toe nog so 'n geslagspreek dat dit oral gebruik word, niemand kan vir twee baase werk nie. Uiteraard die meester-slaaf verhouding wat daar so is, 'n slaaf kan net een meester hê en net vir een meester dien. So ons moet die ooglopende implikasie van Jesus se lering hierso raak sien. Hy sê ons is gemaak om 'n Here te hê en 'n Here te dien. Maar maak hy hierdie dilemma wat ons in die gesig staar vir ons duidelik. Hy sê niemand kan twee meesters dien nie. Jy kan nie. Hy sê want jy sal een sal jy meer liefhet en die ander een sal jy minder lief hê. Jy sal toegewyd wees aan die een en die ander een sal jy verag. So aan die een meester sal jy liefde en toewyding toon en die ander meester sal jy haat en spyt toon. En dan in Lukas 14, daar vers 26, dan sê hy hierdie wat vir ons baie nuttige insig gee. Hy sê as iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Jesus sê dis of alles of niks. Hy soek nie jou halwe toewyding nie. Hy soek nie jou halwe hart nie. Hy soek alles. Want dan kan jy hom reg dien soos wat hy vra. Want verdeelde getrouheid en loyaliteit is nie moontlik in die koninkryk van God nie. Veral nie as God jou meester is en jou baas is, as hy jou koning is nie. Want net een kan bo uitkom. Net een kan jou Here wees. Charles Spurgeon, as in die kol as hy skryf, hy sê God en die wêreld sal nooit saamstem nie. En hoe baie ons dit ook al probeer, ons sal nooit albei kan dien nie. Hy sê jy kan lewe vir hierdie wêreld of jy kan lewe vir die volgende, maar om vir albei gelyk te lewe is onmoontlik. Ons kan nie onsself onderwerp aan twee konings nie. Ons kan nie gehoorsaam wees aan twee verskillende bevelvoerders nie. Ons kan nie twee meesters dien nie, ons kan nie twee gode aanbid nie. Ons kan net een. En Jesus spesifiseer nou daai nommer 1 uitdaging tot ons totale en absolute oorgawe aan sy heerskappy. Geld. Mammon. En oorspronklik het hierdie woord beteken om jou vertroue in iets te stel. En ek weet baie vertalings sê mammon. Dit is 'n ou Arameese term wat gebruik is om eintlik net te beskryf wat rykdom is en besittings is en wins is en geld is. Dis wat mammon is. En dis vir meeste van ons die probleem in ons lewe. Ons probeer nog die Here aanbid. Wat doen ons moet daarom oorleef? Dis reg. Hoor mooi, geld inherent is nie die probleem nie, is nie die ewel nie. Dit is wanneer dit ons baas word. Wanneer dit ons hele lewe intrek. Wanneer dit verkeerd word. Wanneer ons so najaag dat ons nie meer tyd of plek het vir die Here nie. Jesus het gesê, jy kan nie heeltemal uitverkoop wees aan geld
en heeltemal uitverkoop wees aan God nie. Jy kan nie 'n goeie man vir 2 vrouens wees nie. Kan nie. Jy kan nie 'n geharde rugby ondersteuner wees vir 2 verskillende provinsies nie. Jy kan nie. Jy kan nie 'n gunsteling 2 flieks hê nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie toegewyd wees aan 2 verskillende godsdienste nie. Jy kan nie toegewyd wees aan 2 meesters nie. Dis wat Jesus vandag vir ons probeer kom sê. Hy sê ons moet gefokus wees in ons lewens. So ons moet vir God lewe. Verdeelde lojaliteit is nie 'n opsie nie. Jy kan nie terselfdertyd aan 2 dinge, God hier en geld hier toegewy wees. Hy sê jy kan nie. Die probleem is nie regtig wat jy het, die kwessie is wie of wat jou beheer. Wie of waarvoor jy leef. So as jy vir God lewe, kan jy nie vir geld lewe nie. As jy vir geld lewe, kan jy nie vir God lewe nie. Die probleem is ons dink ons kan. Ons probeer dit. Maar Jesus het geweet, hy het dit duidelik verstaan, dat ons net soveel toewyding, soveel liefde en soveel diens het om te gee. En dit vereis dat ons 'n paar moeilike, maar noodsaaklike keuses moet maak in ons lewe. Nou ek weet nie of die apostel Paulus oor Matteus 6 vers 19 tot 24 bepeins het toe hy geskryf het daar in 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Maar ek wel dink is dat hierdie gepaste slot en opskrif is vir hierdie tekste. Paulus skryf, hy sê, beveel die rykes in die heilige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie. En nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle self 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan kry. En hier is die sleutel, hier is die kern. Ons eerste liefde, ons eerste fokus, is God en sy weë. Dis dit. Dis wat van ons gevra word. Dis wat van ons verwag word. Is om op God gefokus te wees. As God nie jou eerste liefde is en jou eerste fokus nie, gaan jy nie 'n goeie man wees vir jou vrou nie, of 'n goeie vrou wees vir jou man, of ouer vir jou kinders. En so kan jy aangaan. Want alles wat ons doen en leef, word bepaal deur waar ons fokus is. Ons is so gefokus op klomp dinge, nê, in die lewe. Ons is so gejaag. Dis die besigheid van, of die siekte van ons tyd. Ek lees nou net 'n akroniem wat in Engels nou wat sê busy, wat sê being under Satan's yoke. Dis wat besig is, sonder 'n juk van Satan te staan. Want as hy vir ons besig hou, dan kan ons nie fokus op God en dit wat hy van ons vra nie. Ek het 3 kinders, kyk, hulle hou vir ons besig. Die sport is, akademie is, kultuur is, al die dinge, en ons dink is nodig. Maar dis wat die samelewing vir ons sê. Maar soos ons besig om skatte op die aarde by mekaar te maak, nie in die hemel nie. Want dis wat die duiwel wil hê, as hy net jou fokus kan skuif van wat God eintlik van jou vra en van jou verwag, dan het die battle halfpad klaar gewen. Sê ons kan nie die visie sien wat God vir ons as Christen, as 'n kerk gegee het, as ons so gefokus is op al die dinge nie. En baie van ons is so gefokus op hierdie Amerikaanse droom, hierdie Hollywood dream, nê, van wat die wêreld eintlik moet wees. Ons het hierdie opgetowerde visie van hoe dinge eintlik moet wees, van wat dit beteken om suksesvol te wees. Maar hier het jy nooit geroep om suksesvol te wees, maar om betekenisvol te wees in sy koninkryk. Daar is 'n verskil. Ons kan nie sien dat opoffering beter is as selfsug nie. Ons kan nie sien dat vrygewigheid beter is as gierigheid nie. Ons kan nie sien dat die goddelike beter is as ons geld nie. Ons kan nie sien dat die hemel en die beloftes beter is as ons aardse besittings wat ons opgaar nie. So vandag sê Jesus vir ons in hierdie teks, ons moet ons harte, ons oë en ons lewens weer begin herfokus.
Ons moet fokus op die rykdom van God. En dis die kern. Fokus op die rykdom wat in God gevind word. So Jesus wil hê ons moet sien wat ware rykdom is. Hy wil hê ons moet sien dat liefde beter is, dat vrede beter is, dat vrygewigheid beter is, dat genade beter is, dat vergifnis beter is. En die beste van alles, dat ons aangeneem is in die familie van God, wat moontlik gemaak is deur Jesus se kruisoffer vir ons. Wat is die fokus van jou hart? Wat is die fokus van jou oog? Wat is die fokus van jou lewe? Dis my gebed dat dit God sal wees. Altyd. Amen. Here, as ons vandag so luister na die wyse woorde van Jesus hier daar op die berg, dan word ons net weer eens, staan ons net weer eens, Here, verslaaf voor U. Dat U nie doekies omgedraai het nie, dat U nie mooi woordjies kom probeer sê het nie, maar dat U die waarheid kom verkondig het, Here, van die Vader. Dat U die Vader se hart vir ons kom openbaar het, Here, en dat U vir ons reguit kom sê het, kan nie meer so aangaan nie. Hierdie besig wees, hierdie fokus op allerlei ander dinge wat eintlik nie saak maak nie, dis nie belangrik nie. En so mis ons, Here, om aan die voete te sit, so mis ons om by U te leer, so mis ons, Here, om deur U aangeraak te word en deur U gebruik te word in die koninkryk. So mis ons, Here, om as 'n geloofsfamilie saam, Here, U werk voor te kan sit hier op aarde. Daarom is dit my gebed, Here, dat NG Witrifuur, dat hierdie oase van Jesus liefde weer sal herfokus, Here, in woord, in daad, in ons harte, in ons oë, in ons hele mens wees, Here. Dat dit wat ons sê, dit wat ons doen, dat dit sal spreek vir ons eerste liefde vir U. Dat U die fokus is van alles. Here, daar is so baie dinge wat gebeur hierdie jaar, dink aan die Bethlehem Plakkiefees volgende week, Here, mag U die fokus wees daar. Here, die bazaarbeplanning, mag U die fokus wees daar. Wanneer die bazaar opduik, Here, mag U die fokus wees daar. Here, en so kan ons aangaan en al die aktiwiteite noem, die Bybelskool in die week, die bidure wat ons het, die omgegroepe wat ons het, mag U heeltyd in alles die fokus wees. En soos wat ons U die fokus maak, Here, mag ons lewens geheroriënteer word om te leef soos wat U seun het van ons vra, sodat hy ons die voorbeeld kom gee het. En mag U daardeur verheerlik word. Amen.